Ons lees vanoggend saam vanuit die 6de boek in ons Bybels, Joshua, vanaf hoofstuk 5, die 13de vers, tot hoofstuk 6, vers 27. Nou hoofstuk 5 is eintlik baie kort, so ons gaan net die laaste paar verse van hoofstuk 5 lees, dan gaan hy oor in hoofstuk 6, en ons lees daar tot en met vers 27, waar dit oorgaan na die 7de hoofstuk. En hierdie gedeelte gaan eintlik oor 'n baie bekende stukkie geskiedenis. Dit gaan oor die val van Jerigo. Joshua 5 vanaf vers 13 tot en met 6 vers 27. Goed. Nou die woord van die Here voor ons geopen, besef ons altyd, ons is en ons bly afhanklik van ons Here ook wanneer ons daaruit lees, eintlik juis wanneer ons sy woord ook benader. Daarom is dit net reg dat ons almal saam nou sal stil raak. Broers, ek gaan vra dat u staan en dan bid ons Here en ons vra ook vir sy leiding. Grote God, ewige God, enigste God. Here, ons loof en ons prys u heilige naam. Want u almag ken geen perke nie. U skepingswerke is volmaak. U woord wek ons tot lewe. En daarom sal ons geen onheil vrees nie. U is ons redder. Dankie, Here, dat ons hier by mekaar kan wees. Rondom u woord. Saam as u kinders, gelowiges. Geroep om u naam te verheerlik. Here, ons bid en vra vanoggend dat u ons sal lei. Here, eerstens om na u woord te luister, maar tweedens om dit ook so te verstaan, dat dit wat ons daarin lees en dit wat ons daarin moet hoor, sal deel word van ons menswees. Here, ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat deur moeilike tye gaan. Ons almal is altyd afhanklik van u. Maar ons bid in besonder vir ons broers en susters wat diep waters beleef. Om Henny, Frikkie, o Here ook, om Skalk. En dan vra ons ook dat u asseblief met Tannie Cheryl Oosthuizen se kleinkind sal wees. En dat u ook daar sal wees waar Sagie senior in gaan vir toetse. O Here, ons bid en dra ook oom Hendrik aan u op en vra dat u daardie dokter se hande sal seën wat die operasie doen. Here, ons bid ook en vra dat u hulle sal seën wat hierdie week verjaar. Elkeen wat 'n nuwe lewensjaar tot hulle lewe ontvang. Ons weet dit is ook net guns uit die hande en daarvoor ook aan u die eer. En dan moet ons bid, o Here, vergewe ons sondes. En sterk ons in die geloof in ons stryd. Lei ons op die pad van heiligmaking. Want ons weet nie een van hierdie dinge wat ons vra kan ons verdien nie. Dit wat ons vra ons alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Joshua 5 vanaf vers 13. En terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk,
En daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra: "Behoort u by ons of by ons vyande?" En hy sê: "Nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom." Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom: "Wat wil my Here aan sy diensknegt sê?" Toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig." En Joshua het so gedoen. Maar Jerigo het sy poorte gesluit en was gesluit vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe het die Here vir Joshua gesê: "Kyk, ek gee Jerigo met sy koning en dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne trek die stad eenmal om. So moet jy doen 6 dae lank. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek en die priesters moet op die horings blaas. En as hulle lang geluide op die ramshorings blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit." Toe het Joshua, die seun van Nun, die priesters geroep en aan hulle gesê: "Neem die verbondsark op en laat 7 priesters 7 ramshorings voor die ark van die Here dra." En aan die volk het hy gesê: "Trek op en gaan om die stad, maar die gewapendes moet voor die ark van die Here optrek." En net toe Joshua dit aan die volk gesê het, die 7 priesters, die draers van die 7 ramshorings opgetrek voor die aangesig van die Here en geblaas op die horings terwyl die verbondsark van die Here agter hulle aangaan. Die gewapendes het ook voor die priesters getrek wat op die horings geblaas het, terwyl die agterhoede agter die ark aangaan en daar gedurig op die horings geblaas word. En Joshua het aan die volk bevel gegee en gesê: "Julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag dat ek vir julle sê, skreeu, en dan moet julle skreeu." Toe het die ark van die Here om die stad getrek, 1 keer om, daarna het hulle in die laar gekom, en in die laar die nag oorgebly. En Joshua het die môre vroeg klaar gemaak, en die priesters het die ark van die Here gedra, en die 7 priesters wat die 7 ramshorings gedra het, het voor die ark van die Here gedurig geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapendes voor hulle loop, en die agterhoede het agter die ark van die Here aangegaan, terwyl gedurig op die horings geblaas word. So het hulle dan op die 2de dag die stad 1 keer omgetrek. Daarna het hulle in die laar teruggekom, so het hulle 6 dae lank gedoen. Maar op die 7de dag het hulle vroeg klaar gemaak, toe die rooi dag uitkom, en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek. Net maar die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Joshua vir die volk: "Skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor." Maar die stad, met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Rahab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laar van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. Al die silwer en goud en koper en yster voorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem
En alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die bandvloek getref, man sowel as vrou, jong sowel as oud, tot bees, skaap en esel toe. En aan die 2 manne wat die land verken het, het Joshua gesê, gaan in die huis van die hoer en bring die vrou en almal wat aan haar behoort daaruit, soos julle vir haar gesweer het. Die jong manne, die spioene, toe ingegaan in Ragab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het uitgebring. Al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitekant die laar van Israel laat bly. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met die vuur verbrand. Net die silwer en die goud en die koper en ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Joshua het Ragab die hoer laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Joshua gestuur het om Jerigo te verken. En die tyd het Joshua hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jerigo op te bou. Ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. En die Here was met Joshua en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. Ons lees nou net tot sover vanoggend. Ek herhaal vers 14. En hy sê, dit is die leerowerste van die Here. Nee, maar ek is die leerowerste van die Here, ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Ek herhaal daai versie om dit te beklemtoon, maar ons kyk vandag maar eintlik na al die gebeure rondom die val van die stad Jerigo, toe die volk die beloofde land ingeneem het. Broers en susters, die afgelope paar weke was die nuus vol van die opstande in die FSA, veral die reaksie wat die mense wys op al die immigrasieagente wat mense in hegtenis neem om te deporteer. En in die middel van al die nuus, die vrou wat om die lewe gebring is, wat gesterf het, en dan die aanvalle wat op al hierdie agente gerig is. In een van die aanvalle was daar 'n aktivis wat rondgestamp en geskop is. Op hierdie stadium lyk dit asof enige iemand daar op enige tydstip onder die vuiste en die skoppe van die massas kan deurloop as jy jouself net vir 'n oomblik op die verkeerde plek bevind. Maar nou broers en susters, aanvalle is nie 'n vreemde verskynsel in ons land ook nie. By ons is dit ook iets wat gereeld gebeur, so gereeld dat dit meeste van die tyd nie eers meer die nuus maak nie. Stel jou vir 'n oomblik voor, jy is besig om gras te sny of te braai of televisie te kyk of boek te lees en skielik is daar 'n klomp vreemde mense rondom jou. Aaklige gevoel as jy aangeval word. En dan reageer 'n mens natuurlik vanuit instink, vanuit natuur. As 'n persoon 'n voorwerp na ons toe gooi, dan koes jy. Jy spring uit die pad uit. Ons reageer op so 'n situasie sonder dat daar tyd is om daaroor te dink. Om uit te redeneer wat ons moet doen. Dit is instink. Dit is deel van ons natuur. En net so reageer ons dan ook op enige bedreiging. En ons doen dit op een van twee maniere. Of ons veg, of ons vlug. As ons lewe bedreig word, skop ons natuur in. As ons aangeval word, veg ons, of ons vlug.
afhangende van wat die situasie behels. En dis natuurlik deel van ons werklikheid na die sondeval. Want voor die sondeval was daar niks wat die mens se lewe bedreig het nie, behalwe om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Maar na die sondeval het die dood toegetree. En is daar soveel maniere waarop die mens so maklik sy lewe kon verloor. En daarom die instink, die natuur om te veg of om te vlug. 'n reaksie met die oog op oorlewing. En daarom moet ons besef, dis 'n deel van ons natuur wat direk deur die sonde beïnvloed is. 'n deel van ons realiteit waarmee ons saamleef sedert die sondeval. En soos wat tyd verloop het die mense natuurlik al slimmer geword. En is daar al hoe meer maniere uitgedink om jou kans op oorlewing beter te maak. Eers is die beskutting van hutte en tente gesoek. Later huise gebou en die huise het in stede ontwikkel. En op 'n punt het die mens begin om groot mure rondom hierdie stede te bou, om op so 'n wyse die aanvalle te keer. As 'n mens agter die mure van 'n stad in die antieke dae ingevlug het, dan was jy relatief veilig geweest. Soortgelyk aan die manier wat ons vandag ook maar probeer om ons eie huise te beveilig met die wering en alarms en die honde in die erf ensovoorts. Die vyand kon jou nie so maklik agter die stad se mure bedreig vir jou lewe neem nie. En dis natuurlik waarvan ons vanoggend ook gelees het. 'n Stad met sulke hoë en groot mure. Op hierdie punt in die geskiedenis het die Israeliete die beloofde land binnegetrek, maar in hulle pad het 'n stad gestaan wat oorgeneem moes word vir die volk om die land in besit te kon neem. Net soos wat God hulle beloof het. Maar in hulle pad was die hoë mure van Jerigo. Jy kan sien op die afkondigingsblaadjies heel agter, is daar so 'n deursnit skets van Jerigo se mure. Die mure was ongeveer 2 meter dik. En op sekere plekke tot 5 meter hoog gewees. En voor die muur was daar nog 'n sloot ook gegrawe 8 meter wyd, wat ook plek tot 2 meter diep was. Nou vir 'n volk wat pas uit die woestyn tog van 40 jaar die land binnegetrek het, om 'n stad met so 'n indrukwekkende muur te verower, was beslis nie 'n maklike of 'n vinnige taak nie. Inteendeel, vir die mens moes dit onmoontlik lyk. Dis die dat soveel van die verkenners met 'n negatiewe boodskap ook teruggekom het. Maar God het die volk beloof. Hy het hulle beloof, hy sal hulle eie land gee. En nou weet ons, as God 'n belofte maak, is daar absoluut niks wat kan keer dat daardie belofte realiseer nie. As God besluit het, die mure moet val, sal die mure val. En geen mens kan iets daaromtrent doen nie. Ons lees in opdrag van God dat die krygsmanne saam met die priesters elke dag eenmal om die hele stad getrek vir 6 dae lank. Die 7de dag 7 maal om die stad. En
daarna het hulle hard op die ramshorings geblaas, het hulle krygskreet geskreeu, en het die hoë mure geval, net soos wat God beloof het. Nog een van die pragtige wonderwerke in die geskiedenis van God se handelinge met hierdie volk. Maar hierdie wonderwerk, hierdie gebeure, staan nie in isolasie nie. Dit is nie net 'n stukkie geskiedenis wat vir ons opgeteken is om van kennis te neem nie. Dit vorm deel van 'n groot geskiedenis. Dit vorm deel van die geskiedenis van die aanloop tot die inname van die beloofde land. Maar dit gaan ook verder. Want die land is aan die volk geskenk vir 'n rede. Alles het gebeur vir 'n rede met die oog op die toekoms. Met die oog op die ware koms van die leermeester of die leerowerste van die Here. Ons lees van hom in hierdie gedeelte. Let daarop daar waar daarna die leerowerste verwys word, einde van hoofstuk 5, dat dit met hoofletters gebeur. Vers 14 en hy sê, nee, maar ek met 'n hoofletter. Ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Christus het nou gekom. Dis wat hier staan. Dit was Christus wat die volk hier aangevoer het. Sonder hom, weet ons, sou dit nie moontlik gewees het nie. Sonder hom sou die mure van Jerigo nooit geval het nie. En net soos wat God beloof het Christus daardie beloftes 'n werklikheid gemaak. Hy het aan die volk gegee presies dit wat God gesê het. Dit klink amper soos dit wat later in die geskiedenis ook gebeur het. Al die dinge wat hier gebeur het rondom die inname van die beloofde land was met die oog op die koms van Christus, maar nie vir die afbreek van die mure van Jerigo nie, vir die afbreek van die mure van die sonde. Want besef jy, dit is wat die sonde is. Die sonde is 'n muur, 'n onoorkombare muur tussen die mens en die beloofde land. 'n Muur tussen ons en God wat geen mens vanuit homself kan oorbrug nie, oorkom nie, verower nie. Tussen ons en God was daar 'n skeiding wat vir ons die dood beteken het. Wat vir ons toegang tot die beloofde land, die ewigheid, belet het. Maar soos wat ons in hierdie gedeelte ook sien, het die leerowerste van die Here gekom. Die mure van die sonde aan die kruis afgebreek vir elke kind van God en kan ons daarom die ewige beloofde land betree, omdat hy daardie mure afgebreek het. Nou, dit is belangrik dat ons die volle implikasie sal verstaan van wat Christus vir ons gedoen het. Want ons moet besef ook vanuit hierdie gedeelte beïnvloed dit ons natuur. Die manier waarop ons reageer teenoor die dinge wat met ons gebeur. Dit beïnvloed ons natuur waarvan ons slawe was. Ek sê was, want as dit nie vir Christus was nie,
sou dit nog steeds die geval gewees het. As dit nie vir Christus was nie, dan was ons enigste opsies op die gevare wat oor ons pad gekom het, of om te vlug, weg te hardloop, of om te veg, op te staan. Maar nou is die mure van die sonde afgebreek en is ons nie meer slawe nie. Paulus, as hy praat oor die verandering wat in ons binneste gebeur, juis dit wat Christus met ons doen, dat ons nie meer slawe is nie, dan bespreek hy die wedergeboorte as 'n vernuwing van jou wil, van jou denke, van jou gemoed, van jou natuur. Die woordjie is metanoia en dit beteken 'n verandering in die mens tot jou diepste wese. Toe Christus ons geroep het as kinders, het hy deur die wedergeboorte op grond van dit wat hy gedoen het, die mure van die sonde in ons lewe afgebreek. Het hy ons verlos van ons slawerny aan ons natuur, ons sondige natuur, en is veg of vlug nie meer ons enigste opsies nie. Maar nou is daar ook geloof. Nou is daar ook vertroue. Maar die mens hou van mure bou. Ons doen dit vandag nog steeds en weet jy net so wat dit waar is van ons fisiese lewe, is dit ook waar van ons geestelike lewens. Ons bou geestelike mure om onsself op te beskerm. As iemand my hap, dan val ek terug aan. As iemand my karakter aanvat, onttrek ek myself. Ons kruip weg agter geestelike mure wat ons gebou het, sodat ons hierdie konflikte, hierdie bedreigings kan vermy. En dis deel van ons natuur, 'n natuur wat in die sonde uit vrees gebore is. Want voor die sondeval was hierdie vrese nie 'n probleem nie. 'n Mens het nie nodig gehad om vir iets bang te wees nie. Maar direk na die sondeval, direk daarna, het Adam en Eva gaan wegkruip uit vrees. Veg of vlug, vrees, bedreiging, alles aspekte wat ons natuur beïnvloed vanweë die sonde. Alles aspekte wat ons geestelike lewens beïnvloed. Kom ons kyk na 'n paar mure wat ons oprig vir al die verkeerde redes. Ons begin bietjie by iets soos betrokkenheid by die kerk. Dalk is ons bang iets tas ons waardigheid aan. Daarom as iemand by die kerk in die gesig vat, is my reaksie nog steeds om te veg of te vlug. Ek reageer deur of terug aan te val, aggressief te wees, of deur te vlug en myself te onttrek en enige verdere situasies te vermy. Ek bou 'n muur, of met bakstene van aggressie of met bakstene van vermyding, maar 'n muur waarachter ek dan wegkruip sodat ek nie seer kry nie. Dis 'n reaksie nog steeds vanuit 'n sondige natuur, dis 'n reaksie vanuit vrees. Maar nou het die leeroowerste van die Here
daardie muur mos reeds afgebreek. Nog 'n aspek wat eintlik ons indirek raak, wat ook baie in die nuus was die afgelope ruk, en die tweede punt wat ek so vinnig wil bespreek, is die rol van die vrou in die kerk. Onlangs ook in die opskrifte, op grond van die gereformeerde kerk se synode besluit, is daar weer 'n klomp dinge te sê gewees rondom die rol van die vrou in die amp. En nou gaan ek nie enigsins iets anders te sê as wat waar is nie. Ons weet, man en vrou het elkeen hulle rol en hulle roeping van die Here ontvang. Maar nou is ons terug by ons reaksie op die dinge wat ons bedreig. En met al hierdie goeters wat aan die gang is dit so maklik dat ons uit vrees reageer, in steede van geloof en vertroue. So wat doen ons? Omdat ons bang is, ons stap dieselfde pad as soveel kerkverbande wat nie aan hierdie waarheid vashou of nie hierdie beginsels handhaaf nie, bou ons 'n muur rondom die vrou. Ons probeer haar beskerm van hierdie uitdagings. En op die ou einde, omdat ons bang is, ons plaas die vrou buitekant haar rol, stel ons haar ook nie in staat om haar roeping te vervul nie. Dus ek sê, dis iets wat ons indirek raak, maar dis iets waaroor ek baie vrae gekry het, ook in die gemeente. As ons na die dinge kyk, ons kan nie daarna kyk vanuit vrees, vanuit ons natuur van veg of vlug nie, maar vanuit geloof en vertroue. En nog 'n ding, die roeping van ons kerk. Kerk wees onder ons volk, ons mense, natuurlik baie na aan ons hart. Dit is deel van die rede hoekom die AP Kerk gestig is. Maar dit is gestig in omstandighede wat baie vrees veroorsaak. Ons is bang om weer onder eie geleedere verraai te word. Ons vrees, ons stap dieselfde pad as wat ons al gestap het om tot op hierdie punt te kom. En nou bou ons mure om ons kerk, terwyl ons roeping is om die lig uit te dra. Wanneer ons kyk na ons roeping as kerk wees, as kind van God wees, kan ons dit nie doen vanuit 'n sondige natuur nie. Nie uit vrees, nie uit veg of vlug nie, want dit is wat ons so maklik en so graag doen. Maar ons moet daarna kyk op grond van geloof. Ons het die volste reg op grond van Bybelse beginsel om kerk te wees, boere, Afrikaner kerk te wees onder ons mense. Maar nou moet ons nie so bang wees dat dit weer bedreig word, dat ons vergeet om ook die waarheid uit te dra na buite nie. Ek gebruik hierdie 3 voorbeelde. Dis aktuele sake op die stadium. Dis sake wat ons van hoor, sake wat ons voel, sake waarmee ons worstel. Maar daar's baie aspekte wat maak dat ons mure bou, omdat ons reageer vanuit veg of vlug. Ons kerke loop leeg, omdat ons so bang is, ons word aangeval of gekonfronteer of oor die vingers getik. Ons bly eerder weg, ons bou mure.
Die rol van die vrou word so erg deur die wêreld verdraai. Ons weet nie om te reageer of wat om te doen. Of hoe om dit te benader nie, nou bou ons 'n muur. Ons identiteit as volk en volkskerk word so bedreig. Ons standpunt rondom kerk wees onder ons eie mense. Ons bou 'n muur. En ons dra nie meer die blye boodskap uit soos wat ons moet nie. Wanneer ons hierdie bedreigings ervaar, is dit belangrik dat ons nie sal reageer vanuit vrees nie, maar op grond van geloof wat ons geskenk is deur die leerowerste van die Here wat sy lewe gegee het om hierdie mure af te breek. Daarom kan ons nie nou weer mure opbou omdat ons bang is of omdat ons onseker is nie. Ons hoef nie altyd hand in tand te veg nie, want die oorwinning is behaal. Ons hoef nie weg te hardloop en bang te wees nie, want ons Here hou ons veilig. Ons hoef nie vanuit die sonde te reageer nie, want ons is vrygemaak en is nie meer daarvan slawe nie. Ek sê nie vir 'n oomblik ons moenie verantwoordelik wees nie. Ons lewe in 'n tyd waarin ons soveel bedreigings ervaar. Maar ons kan nie reageer asof die leerowerste van die Here, asof ons Here Jesus Christus nie gekom het en die mure van die sonde laat kantel het, net soos wat hy Jerigo se mure laat val het nie. Die wêreld probeer dat ons as kerk weer mure bou. En daar's baie maniere waarop dit gedoen word. Val ons karakter aan. Bedreig ons fisies. Forceer ons om te kies tussen die leuen of die waarheid of probeer ons stem stil maak. Op hierdie stadium is een van die grootste aanvalle deur wetgewing. En weet jy, die Satan is tog net te bly om vir ons bakstene en sement te gee deur vrees om al daai mure weer te bou. Mure waar agter ons kan gaan wegkruip en dink ons is veilig. God se boodskap aan sy kinders is hy stuur ons soos skape onder die wolwe in. Hy stuur ons nie om weer mure te bou nie. Ons kan nie opdrag of veg teen ons opdrag. Veg teen die roeping wat hy vir ons gegee het nie. Ons kan nie wegvlug vir die wêreld waarin ons juis hierdie blye boodskap moet bring nie. As ons toelaat dat vrees ons definieer, dan gaan ons hierdie dinge verkeerd hanteer. As die volk in Jerigo se mure vasgekyk het en dit gemaak het as dit was wat gemaak het wat hulle besluit moes wees, is die beloofde land nooit ingeneem nie. As ons uit vrees reageer, leef ons asof ons nog slawe van die sonde is. En so ons kan nie veg vir die sonde en vlug vir die waarheid nie. Ons is geroep om te vlug vir die sonde en te veg vir die waarheid. En ons kan dit doen. Want God het getrou gebly aan sy beloftes deur al die eeue heen. God het die leerowerste
gestuur wat Jerigo se mure laat val het en vir die volk die beloofde land gegee het. Hy het die leerowerste gestuur wat aan die kruis gehang het en vir ons die sonde oorwin het. Hy het die leerowerste gestuur wat vir elkeen van sy kinders 'n nuwe hart geskenk het, wat ons vrygemaak het van die slawerny van die sonde. Ons hoef nie meer net te veg, te vlug nie. Ons kan glo, want Christus het die mure van die sonde afgebreek. En as sy kinders het ons reeds die beloofde land ontvang. Ons kan, want hy het. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige God, ons koning en ons Here. U is ons sterkte, U is ons verweer, ons rotsvesting, ons skild, ons redder. O Here, tot U alleen kom ons lofsang. En ons wil U loof. Ons wil U eer bring. Ons wil U vir die groot verlossing prys. Want soos U die mure van Jerigo laat val het, die volk die beloofde land gegee het, so het U ook die mure van die sonde afgebreek, wat ons gevange gehou het. En het U ons op grond van wat U gedoen het, die ewige beloofde lewe geskenk. Here, help ons, dat ons nie mure bou uit vrees en onsekerheid. Mure wat in die pad staan van ons roeping en ons rol nie. Wat ons werk in die koninkryk belemmer nie. Help ons om vas te staan op die waarheid, om te vlug vir die sonde en om te veg vir wat reg is. Want U het ons van ons sondige natuur verlos. U gee ons die krag om dit te kan doen. Mag ons lewe, mag ons gemeente getuig. Die leerowerste het gekom. Die mure van die sonde het geval. U sy die eer en die roem en die krag. Amen. Ek gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes.